'n Sondag of 3 bietjie gesels oor die belydenis, die geloofsbelydenis, dit wat julle nou hier gehoor het. En ek hoop nie dat jy in jou hart nou voel, Sandri, ons het hierdie klaar deurgekom, standaard 9 en toe het ons dit afgelê en kan ons nou asseblief nie weer oor praat nie, want dit was nie vir ons lekker op skool eers om hieroor te praat nie. Ons het nodig om hieroor te praat. Hoekom? Wat is 'n belydenisskrif? Ons glo die Bybel is God se woord en is 'n boek met goddelike gesag. Dis iets wat ons glo, ja, definitief. Ons glo ook in ons kerk dat die belydenisskrifte iets is met kerklike gesag, iets is van wie ons is. Iets van ons identiteit is in dit om te sê hier's ons, hier's wat ons glo. En dit wat ons hier sê, dit wat ons nou net na geluister het, is saamgestel vanaf die woord van God en wat ons daar lees en oor jare deur mense as algemene waarhede van God in al sy persoonlikhede is. Nou hoekom daaroor preek? Hoekom daaroor praat? Jy moet weet dat die belydenisskrifte is saamgestel deur die kerk, elke keer wat die kerk by 'n kruispunt gekom het. En 'n kant moes kies vir iets waarna hulle opstaan. Is hierdie geskrifte geskryf om iets te sê van hier's wie ons is. En julle sal dalk al gehoor het van die belhaar belydenis. Dit is nogals baie in die nuus. Dit was 'n paar jaar terug baie in die nuus. En dis nie iemand wat iemand moet bel nie. Dit het eintlik niks om my uit te waai nie. Maar dit is 'n voorbeeld van mense wat in 'n moeilike tyd iets op skrif gesit het van maar hier's wie ons glo wie God is. Iemand wat hom ontferm oor die onderdruktes. Iemand wat en ons gaan nie nou op dit ingaan nie, maar dis 'n goeie voorbeeld van wat gebeur wanneer mense in 'n situasie is en net iets wil verwoord van wat ons glo. En ons het nodig om hierdie goed te weet. Hoekom? Want waar jy is in jou lewe, is ek seker het iemand al aan jou toe gekom en gesê, ja, ek sien jy suiker hier uit so 6:50 na Kandelaar toe by die koshuis en wat glo julle daar? Hoekom gaan jy so toe? Hoekom gaan jy nie na daai kerk of daai geloof of wat ook al toe nie? Hoekom? Wat glo julle? Dan sê jy, "Wow, jy weet, ek gaan maar Kandelaar toe want ons glo in 'n lekker band en korterige preke." So goeie belydenis. Maar dalk kan jy vir hulle iets antwoord, as hulle sê, "Goed, ja, ons glo in God en ons glo in die Bybel en dan sê hy, "Okay, maar wat glo julle van God? Wat glo julle van die Bybel?" En dan kan jy dan hardloop hy rot daar in jou kop, nê? Kinderkrans, sonnaarskool, belydenisklas, kerk, wat weet ek van God? Wat weet ek van God? En uit al die files uit kan jy raak iets sê van, "Okay, hier's wat ek weet. Dis wat ons glo van God. Ons glo hy's dit. Dis wat ons glo van Jesus, dis wat ons glo van die Heilige Gees." So kan jy raak 'n paar goed noem. Dan vra hulle gewoonlik, "Maar hoekom? Hoekom glo jy die goed?" En dan is ons geskroef, meeste van die tyd. Ons weet nie. Ons weet nie hoekom nie. Ons weet nie hoekom sê die kerk, hierdie is die goed wat ons glo nie. Ons weet hierdie goed, want ons het daarmee groot geword, en ons ma en ons pa en klomp mense het dit dalk vir ons gesê, en ons sê dit Sondag op, ons weet hierdie goed. Ons ken hierdie. Maar ons weet nie altyd hoekom nie. Ons weet nie of sê ons hierdie goed omdat ons geleer is of omdat dit reg is wie ons is en wat ons glo nie. So dis hoekom ons hierdie reeks het. 'n Bietjie vir onsself te sê, glo jy wat jy glo? Dit is 'n diep vraag. Glo jy wat jy glo? Hoe weet jy wat jy glo? Hoe weet jy wat om te glo? Kom ons toets dit. Ek sê vir julle, dis amper winter. Winter is op pad. Glo julle my? Die wat nie doen nie, was lanklaas buite. Julle leer te hard. Hoekom glo ons dit? Want ons het bepaalde redes hoe ons dit kan uitfigure of ons dit gaan glo of nie. Die eerste een is kennis. Ons weet wat se tyd van die jaar dit is. Ons almal het selfone en kalenders en allerlei sulke goed. Ons weet dis nou einde April, amper. Wat beteken is amper Mei? Wat beteken is amper Junie? Wat beteken dan begin die winter? Right.
Want ons weet dit, want ons weet ons 4 seisoene en ons weet hoe die 4 seisoene ingedeel is. Hoekom? Want julle studente, julle is op universiteit, julle weet meer as ander mense. Dis hoekom julle dit weet. Julle is slim. Julle weet hierdie goed. So okay, kennis. Kennis is 'n belangrike ding. Julle gaan glo dis winter want julle het kennis daaroor. Nog 'n ding is waarneming. Julle kan sien. Julle kan dit sien aan die mense om julle se klere. Julle kan dit sien aan die bome se blare wat afval. Julle kan dit ook sien aan die ryp op jou kar. Jy kan dit sien aan die son wat later opkom en vroeër gaan sak. Baie van julle het dalk nie agterkom die son kom later op nie. Ons wat proef nou het dit nou ontdek. Maar daar's goed om jou waarin jy dit kan waarneem. Ja, ek sien dit raak winter. Weereens want ek ken die tekens. En dan die laaste groot ding is jy ervaar dit en as jy nie doen nie, dan is jy 'n ysbeer want jy voel die wind is kouer. Jy voel in die oggende en in die aande is dit regtig koud. Jy begin 'n trui dra, jy begin jou komberse uithaal. Baie van julle bel julle ma's en hoor wat se lift kom met 'n trui of 3. Jy ervaar die winter is op pad. En ek wil hê jy moet iets van daai 3 goed, kennis, waarneming, ervaring in gedagte hou as ons praat oor glo ons wat ons glo. As ons van die belydenis gaan praat. Hierdie belydenis wat ons opsê, net so 'n bietjie feite, noem ons die apostoliese geloofsbelydenis of die 12 artikels. As jy regte swat, dan klink dit dalk vir jou na iets wat jy gaan ken. Ek dink nie dis iets wat jy sal leer nie. Maar hierdie 12 artikels het ontstaan in die 1ste of die 2de eeu na Christus. So dis ouerig. En dis geskryf deur die Christene in daai tyd. Omdat hulle in 'n moeilike situasie was. Wat het gebeur? In die eerste plek, hulle het 'n moeilike lewe gehad. Want hulle was in 'n wêreld wat nog nie regtig die Here geken het nie. In die tweede plek was daar 'n nuwe geloof wat kom kop uitsteek het, naamlik die gnostisisme. En hierdie geloof het geglo dat liggaam en siel 2 verskillende goed is. Met ander woorde, jy moet net jou siel rein hou en op die regte pad hou en met jou liggaam kan jy party hardy. Dis fine. Met ander woorde, sorg dat jy jou siel Sondag by die kerk het en versorg want hy moet hemel toe gaan. Jou liggaam gaan nie bly. So los dit jou siel by die koshuis, dan kan jy Bourbons toe gaan soveel as wat jy wil en daar doen wat jy wil want dit maak regtig nie eintlik saak wat met jou liggaam gebeur nie. So dit was klomp ouens wat eintlik 'n verskoning gesoek het om te doen wat hulle wil, soveel as wat hulle wil, wanneer hulle wil en nog steeds vir hulle self te sê maar binne is ons skoon. En dit was 'n gevaar vir die Christelike geloof want hulle het gesê hulle glo ook in God. En dan as mense die geloofsbelydenis weer gaan lees en jy besef dit, dan sien jy maar hulle sê pertinent. Ons glo in die maagdelike geboorte, in die vleeswording, dat sy liggaam gesterf het. En aan die einde sê ons glo dat die vlees opgewek word. Met ander woorde, hulle het 'n ding geskryf om iets te sê van nee, ons is nie saam julle nie, sorry. Ons is anders. En ons glo dat Christus regtig gekom het in gees en in vlees. Ons glo dat alles van die kruisiging en die opstanding en die hemelvaart gees en vlees is. En ons glo dat as jy in God glo, die goeders dieselfde is. So dit het nie net oor dit gegaan nie, die geloofsbelydenis het obviously ander punte ook in, maar dis bietjie van die agtergrond hoekom hulle dit geskryf het. En is ongelooflik dat ons vandag hier staan, geslagte later. En oor die eeue is daar in hoeveel tale en hoeveel lande hierdie selfde woorde deur kinders van God gesê. En ons kan hier vandag staan en weet, ons is deel van dit. Want God het nie verander nie. Hy is nog steeds al hierdie dinge wat hulle al in daai tyd van gepraat het. Nou hierdie belydenis deel mooi op in 3 dele. So dis hoe ons reeks ook gaan opdeel en ons gaan vanaand net oor die een deeltjie praat. Julle hoef nie te bekommer nie. Ek weet julle kop is klaar vol kennis en feite. So ek sal nie te veel spasie opgebruik vanaand nie. Die 3 dele is God die Vader en die skepping. Die tweede deel is God die Seun en verlossing en dan die derde deel van die belydenis is God die Heilige Gees en heiligmaking. Goed, so as jy hom opsê dan sien jy die 3 elemente van God, van die 3 eenheid is duidelik waaroor dit ook gaan. En vanaand gaan ons dan gesels oor God die Vader en die skepping. Ek glo aan God die Vader,
die almagtige, die skepper van hemel en aarde. Nou hier's 3 goed wat sommer dadelik uitspring. Vader, almagtige skepper. Dis 3 huge goed. Dis 3 maande se preke eintlik. Kom ons jokkie vir mekaar nie. Hoe laat is die eerste mense se toetse môre? Laat ons net kyk. Hoe lank tyd het ons? En ons gaan regtig oor elkeen net iets kort sê en ek wil julle nou al sê, ek weet daar's baie meer om oor God te sê as net wat ons vanaand gaan sê. En die amazing ding is, daar's geen taal, nie eers Frans of Latyn of wat ook al vir jou 'n nice taal is wat God kan beskryf nie. Ons sê onbeskryflik. Dis die naaste woord wat ons het om iets van hom te beskryf. Alles anders kan ons nog probeer beskryf op 'n manier, maar nie vir God nie. So ons is nou maar limited vanaand. Verskoon my. My woordeskat is ook nie wat hy moet wees seker nie. Maar vir baie mense as ons sê God die Vader, as dit 'n sinnetjie, is iets wat ons sê. Dis iets waar jy al dalk baie preke gehoor het, dis iets wat baie mense dalk al vir jou gesê het, maar jy sê dit, ja, God die Vader. Ja, hy is 'n Vader. Hy is die Vader. Hy is my Vader nie, maar hy is 'n Vader. En dalk is jy op die punt waar jy selfs die vergelyking kan maak. Ja, ek kan van God praat soos 'n Vader. Ek kan dit insien. Ek kan sien hoe hy 'n vaderfiguur kan wees en ek moet hom so half in daai lig sien. Maar ek weet daarom nou nie. En dit is baie belangrik om dit te bepaal en ek weet ons het al julle ge-challenge om hieroor te dink. Wat sien jy as jy hoor God die Vader? Want ek weet almal wat hier sit is nie so gelukkig om uit 'n huis uit te kom waar jou pa noodwendig die awesomeste pa is of was nie. En as jy is, en dit is vir jou maklik om aan God te dink as Vader, en dit is vir jou lekker om te dink, ja, as God vir my is soos my pa, wow. Maar as jy nie is nie, dan is God die volmaakte Vader, wat jy aanneem, wat jou aanneem, en dis wat ek wil hê jy aan moet dink. Want ons dink op so baie maniere aan God. God, die kwaai pa. So, luister, ek het my moeg gepraat hier agter, laat jy nou weer 'n keer daai sonnetjie doen. Miskien is jy gelukkig. God is vir jou 'n Vader wat ontferm oor jou en jou beskerm en oor jou glimlag. Miskien voel jy, okay, ja, God die Vader, goed, ja, soos 'n Vader het dit. Ek voel meer vir Jesus en die Heilige Gees. Jesus is my vriend. Hy was daar op die aarde en die Heilige Gees is in my. Ek kan dit voel. God die Vader is vir my 'n bietjie weird. Hy's bietjie ver. En die hartseer is dat baie van ons dink aan God of ons nou wil of nie. En baie mense in die wêreld, dalk nie ons nie. Mense wat dalk nie vir God so goed ken nie. Dink aan God soos aan daai oupa in die ouete huis. Daai konservatiewe oupa van jou in die ouete huis wat jy gelukkig net eenmal 'n jaar sien want hy verstaan nie jou lewe nie. Jy moet so filter as jy hom vertel van jou lewe hier op die pik. Want hy ken nie van dans nie. As hy hoor dans dan hoor hy duiwel. Once. Hy ken nie van uitgaan en dat dit eintlik net lekker pret kan wees nie. Jy kan nie praat van, ja, daai keer toe ek en my pelle klas gebank en toe ry ons, wat? Wat gebank? 'n Klas? En dan kom die preek van die geleenthede wat jy het wat ek nooit gehad het nie en ons donkiekar kon nie tot op die pik ry destyds nie en ek so eintlik 'n afgeleefde figuur en die hartseer is ons besef dit nie, maar ons eintlik weet ja, met God voel ek nie ek wil als deel nie want ek weet nie of hy gaan verstaan waar ek nou is nie. Ek dink hy's bietjie konservatief en gelukkig soos my oupa in die ouete huis, jy weet, ek hoef nie te gereeld te kuier nie. Ek moet hom maar net daar hou. Sy daar is dit veilig. Ons lees in Johannes 1 en dan gaan dit vir julle opset, vers 9 tot 13. Die ware lig wat elke mens verlig, was aan die kom na die wêreld toe. Dis nou Jesus, die ware lig wat elke mens verlig. Hy was in die wêreld het deur hom tot stand gekom, en tog het die wêreld hom nie erken nie. Hy het na sy eiendom toe gekom, en tog het sy eie mense hom nie aangeneem nie. Maar,
Aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Hoor julle dit? Wow. Hulle is dit nie van nature nie. Nie die drang van 'n mens of die besluit van 'n man nie, maar hulle is uit God gebore. So aan elkeen wat hom aanneem, die wat in hom glo, gee hy die reg om kinders van God genoem te word. As jy in die kerk opstaan, al staan jy in die SS op en sê dat jy mag, dat jy glo in God die Vader, dan sê jy, ek glo hierdie. Ek glo daar is net een Vader. En ek glo hy is my Vader, nie die Vader nie, my Vader. Hoekom? Want hy was Jesus se Vader, hy is Jesus se Vader. En deur Jesus is hy nou my Vader. En net soos wat 'n vader wat 'n goeie vader is, die beste wil hê vir sy kinders, so vertrou ek God dat hy die beste wil hê vir my. Dis wat jy sê as jy dit sê. En jy kan dit vandag sê, hoekom? Ons lees. Jesus het gekom na die Israeliete toe, na die volk wat vir hom gewag het, en hulle het hom nie erken nie. Hoe erg is dit? Hulle wag soveel jaar vir hom en dan sê jy, nee, doen nou nie, moving on. En toe sê God, nou is dit vir enige iemand. Enige iemand wat my aanvaar as hulle verlosser en wat in my glo, sal van nou af my kind wees. Nie sal soos my kind wees, sal my peetkind wees, sal my nee, my kind. En soos wat 'n pa sy kind sal beskerm en sal oppas, so weet ek. Maar as ek sê God is my Vader, dan moet ek kan glo dat al gaan dit hoe met my, al gebeur wat se onmoontlike goed met my, God sal altyd 'n plan hê om dit die beste te laat uitwerk vir my, want hy's my pa en hy gee vir my om. Dan glo ek, God sal my versorg. Soos 'n pa sy kind versorg, liggaam en siel. Hoeveel van julle se paas het al dat julle kaal skool toe gaan, want hy was nie lus om vir jou skoolklere te koop daai maand nie? Meerderheid daarom nog nie. En as ek so na julle kyk, het meeste van julle se pa ook nog nie vir 'n week gesê, sorry, ek gaan nie vir jou kos gee nie. Nee, ek het ook nie gesê hy het julle te veel gevoer nie. Julle lyk net vir my goed. Met ander woorde, as jou pa, wat 'n sondaar is, nie eers sal toelaat dat jy gebrek ly, so ver moontlik nie. En ons gaan nou praat oor vir God is alles moontlik. Hoeveel te meer sal God nie? Liggaam en gees. So met ander woorde, ek moet hom vertrou vir wat ek fisies hier nodig het nou en met my hart, met my siel. En dan kan jy dit sê, want dan glo jy dit hoekom? Want God kan jou Vader wees en vir jou sorg, omdat hy almagtig is en dit regtig actually kan doen in die eerste plek, en in die tweede plek, omdat hy jou pa is en dit wil doen. Dis hoekom jy dit kan glo. Dis hoekom jy kan sê, ek glo in God die Vader. Die tweede ding wat ons lees, en ons gaan daai ander twee puntjies saamvat, is God die almagtige skepper. Wil jy met 'n oomblik daar dink? Ek bedoel, die woordjie almagtig sê vir ons iets van elke mag, elke gesag, elke krag is in sy beheer. Hemel en op aarde. Daar's niks onmoontlik vir hom nie. Ons lees in Jesaja 40 vers 12 tot 18, as jy daar gaan lees, dan vertel hy het met die holte van sy hand die waters van die aarde afgemeet. En met die breedte van sy handpalm die hemelruim afgemeet. Dit is nou die deel waar as jy besef wat dit beteken, jy moet gaan, sjoe. Dit was bewolk vir 'n paar dae, so ek verskoon julle, maar sodra die wolke weer weggaan, gaan kyk bietjie een aand, hoe groot is die hemelruim? Dis die breedte van sy palm. Dis amazing. Dis unreal.
As dit nie vir jou te groot is om te verstaan in jou brein nie, dan is jy seker dokters, ingenieur graad mens, want dan is jy baie slim. Of jy weet net nie wat dit beteken nie. Want hierdie dis huge, ons kan dit nie verstaan nie. En hy het alles gemaak, en ons lees hy hou alles in stand. Hy is nie die ou paadjie in die ouete huis wat ons dink, wat nou maar oud en afgemat is, en nie met sy loopraam gou genoeg kan bykom, om na sy wêreld te kyk nie. Dis nie God nie. God het ons nie gelos nie. God het nie beheer verloor nie. God is betrokke by sy skepping en sy aarde. En ons het 'n klomp goed gesing oor hoekom God almagtig is en skepper is. En ek hoop julle kan terugdink oor wat ons nou God alvoor geloof het. Ek gaan net 3 goed noem wat ek dink wow is van sy almagtigheid. En hier is 3 van die redes hoekom hy World's Greatest Dad beker verdien elke jaar. Want dis wat hy is. Dis wie hy is. En hy kan nie verander nie. God is die alwetende Vader. En om een of ander rede is dit vir ons negatief. Een of ander rede is dit bietjie Big Brother. Weer terug by om een of ander rede laat dit ons voel, oh my soul, ja, hy weet alles. Hy moet net nie vir my pa en ma sê nie. Dis die ongelooflikste ding dat God alwetend is. Hoekom? Beteken hy ken jou. En wat? Hy wil jou nog steeds hê. Dit sou baie erger gewees as God nie al geweet het en jou dan wou gehad het. Sê, okay, maar solank hy hierdie uitvind nie, sal hy my wil hê, ja. Nee, hy weet anyway. En Jesus sê in Matteus 6 vers 8, nog voor julle bid, weet die Vader al reeds wat julle gaan vra. Hy weet wat in jou hart leef, hy weet wat in jou kop leef, hy weet wat in jou lewe aangaan. Hy weet wat jy nodig het, hy weet wat jy sommer net wil hê vir lekkerte. Hy weet. Die tweede groot ding van sy almagtigheid en as Vader is, hy ontferm hom oor jou. Wat is dit as iemand hom oor jou ontferm? Dis om met sy hele hart om te sien na sy kinders. Hy ontferm hom oor jou. Nou as sy handpalm so groot is soos die hemel, hoe groot is sy hart? Met sy hele hart ontferm hy hom oor jou. Psalm 103 staan daar. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom dien. Dis jy. En dan die laaste ding wat ons net vanaand gaan sê is, God is die Vader, en omdat hy almagtig is, kan hy dit wees, by wie jy skuil. Met ander woorde, wanneer ek swak is, wanneer ek bang is, wanneer ek hartseer is, wanneer ek skuldig of skaam is, gaan kruip ek onder sy blad in. En onthou jy klein was en jy en 'n maatjie of jy en jou boetie soos jy jaag mekaar en dan as jy net so agter jou pa kan inkom, dan kan hulle jou nie noodwendig bykom nie. Sy boepie net in die pad kan wees, sy groot kuite. Salom sê, wow, ek kan hierdie nou vat nie. Maar God is vir my skuilplek. Want God weet, ons is baie menslik. God weet hoe swak ons kan wees. Hy ken ons. Hy weet waarmee ons sukkel. Gaan hom nie verbaas nie. Hy gaan nie sê, alweer. Nee. Hy weet, as jy sit, as jy opstaan, as jy ry, as jy slaap, as jy eet, as jy series kyk, as jy klas toe gaan, as jy eet, as jy series kyk. Hy weet dit, want hy ken jou. En hy waak oor jou, dag en nag. Hoekom moet ons hierdie weet? Hoekom moet ons hieroor praat? Hoekom help dit ons om te weet dat God alles geskep het en dat hy dit vandag nog onderhou? Want as jy dit glo, as jy glo hy het alles geskep, as jy glo hy onderhou alles, as jy glo hy is almagtig, en as jy glo hy is jou pa, wat vir jou gaan sorg, dan weet jy, maar hy is in beheer. Dan weet jy, ek kan hom vertrou.
Ek kan maar by hom gaan skuil. Dan kan jy glo dat wanneer die teëspoed kom, wanneer dit nie lekker gaan met jou nie, dat jy geduldig kan wag, want God, jou Vader, wil hê dinge moet vir jou goed gaan. God, jou Vader, almagtige Skepper, kan dat dinge vir jou weer uitwerk. Dan kan jy glo dat wanneer dit goed gaan, daar God is om voor dankie te sê wie se hand oop is vir jou. Dan, wanneer jy hier sit en jy nie weet wat jy wil word nie, maar jou ma het gesê jy mag net 3 keer van kursus verander hierdie jaar. Of jy dalk nie weet of jy gaan werk kry nie. Of jy dalk sit en M-kering maak oop en dit was nie lekker laas jaar toe jy nie kering gekry het nie en jy weet nie of jy weer moet nie en jy's bang. Dan kan jy God vertrou met jou toekoms. Omdat jy glo, hy is actually al hierdie dinge. So glo jy wat jy glo. Want dis een ding om te sê, dis great, dis awesome, ons staan nie en ons sê al hierdie goed wat mense oor jare gesê het, wat ons nou oor gepraat het, en ons voel deel van iets groters, en is wonderlik, en ons almal praat vir 'n slag in die kerk uit een mond uit as ons die geloofsbelijdenis sê, maar die gevaar is, dat dit iets gaan wees wat ons net sê, want dis tradisie. Die gevaar is, dat ons nie soos die mense wat die ding geskryf het, regtig elke woord in ons hart, en alles wat ons is, glo nie. Want dis maklik. Dis maklik om die goed te sê. Dis baie maklik. Ons gaan dit nou sê. Die woorde is nie moeilik nie. Klein seentjie kan dit sê. Dis maklik. Dis selfs maklik om te sê jy glo dit. Ja, glo dit. Ons almal het ons nou nie gesê ons glo dit, al het ons nie 'n koek en kloe gehad waar dit gaan nie. Want ons dink ons glo dit, want ons hoor dit dan. Maar wanneer ons regtig gaan stil staan en dink oor wat hierdie woorde vir ons sê, en sê, maar glo ek dit? Met elke greintjie van wie ek is. Met ander woorde, het ek die kennis, weet ek, hierdie is feite, God is 'n Vader. Ek weet dit. Ek weet hy het geskep. Ek weet hy is almagtig. Met ander woorde, kan ek dit waarneem om my. Sien ek, God as Vader betrokke by sy skepping, besig om groot goed te doen in sy wêreld. Sien ek dit om my gebeur. En dan die belangrikste, is ek daar waar ek dit kan voel aan my lyf. Ervaar ek, maar God is 'n Vader. Ek weet hy sorg vir my. Ek sien dit. Ek weet hy's almagtig. Ek voel dit. Wanneer jy opstaan en hierdie sê, moet jy daaraan dink. Hier's 'n stuk van hier's wie ek is. Net in die eerste reeltjie. Ek glo aan God die Vader. En ongeag wat, dis wie jy is. Jy's God se kind. Moenie dit vergeet nie. Moenie dit hierdie week vergeet nie, al raak dit rof. Al sê die wêreld vir jou, nee, is nie. Jy het niks heilige gene in jou nie. Glo in God die Vader. Bely dit, weet dit, sien dit, voel dit, want dis wie jy is. Amen. Here, dis bo ons begrip om met U te praat as ons Pa. Here, dis ons gebed, dat elkeen van ons wat hier sit, wat U kinders is, ongeag in wat se kerk hulle is, ongeag waar hulle vandaan kom, sal besef, hulle identiteit lê daaraan dat hulle U kind is. Here, maar nie net dat U God die Vader is nie, maar dat hulle sal ervaar dat U God my Vader is. Here, en ons wil bid, dat as dit nog nie deel is van wie ons is nie, dat U vir ons sal kom wys, dat U ons sal die kennis kom gee, ons sal kom leer, hoe is U Vader, en dat ons dit sal begin voel en ervaar in ons lewens. Dankie, Here. Dankie dat U nie 'n kriteria het, lyste vol en 'n pedigree hoef te wees om U kind te kan wees nie. Dankie dat ons wat in U glo en ons wat glo dat
dat U die Skepper en die Almagtige is, kan weet, U is vir ons lief, en U sal ons versorg. Ons bid vir die week, Here, ons bid vir die toetse wat voor lê, ons bid vir die wat nog moet gaan hard leer, en die wat dalk 'n wille week het, en wat dalk al moeg en moedeloos voel, dat hulle sal ervaar, dat hulle 'n hands-on pa het, wat saam met hulle hierdie week aanpak. Dankie dat ons dit kan bid. In Jesus Christus se naam. Amen. Ons gaan ons diens afsluit deur te staan en saam te bely. En te sê, dis wat ons, hier's wie ons is. So staan saam met my. Ons gaan nie sing nie. Ons gaan sê. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper